Goeiemôre, dit is Woensdag, ons is hier in die middel van die week en as jy al van Maandag af saam met ons ry, wil ek vir jou sê baie dankie. Dit is so lekker om op hierdie manier saam met jou te kan kuier, saam met jou rondom God se woord te kan praat en hierdie week gesels ons oor hoe lyk jou praat. Ons praat oor ons getuienis. En vandag wil ek jou uitnooi om saam met my te besin oor 'n besondere waarheid. Jou getuienis kan God se genade openbaar. Hoor hierdie. Elke keer as jy jou verhaal deel van hoe God jou gevind het, vergewe en verander het, word sy genade lewendig. Jou verhaal, jou getuienis, wys nie net wat jy gedoen het nie. Dit wys wat God kan doen vir almal wat hom vertrou. Paulus skryf ons in 2 Korintiërs 12 vers 9 die volgende. Maar hy het vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag word in swakheid volbring. Daarom sal ek liewer my swakhede roem, sodat die krag van Christus op my kan rus. Familie, jou getuienis van genade sê vir die wêreld, God se liefde en vergifnis is werklik, dis waar. Dit hoef nie 'n groot of indrukwekkende ding te wees nie. Selfs die klein stories van sy genade kan 'n diep verskil in iemand anders se lewe maak. En wanneer jy vertel hoe hy jou in jou swakheid ervaar en gelei het, dat God se krag jou dra, word ander herinner dat hulle nie alleen is nie. En jou getuienis wys dat sy genade sterker is as enige fout, enige mislukking of enige teleurstelling. Dink aan Paulus. Hy het aan mense sy swakhede vertel en dit het God se krag laat skyn. Hy was rou, eerlik oor die dinge waardeur hy gegaan het en dis daai dinge wat selfs vandag vir my en jou laat sien hoe God kan werk. So ek wil vanaf vir jou sê, jou getuienis kan dieselfde wees. 'n Venster waardeur mense die waarheid van God se genade kan sien en beleef. Jou woorde van geloof en eerlikheid wys dat selfs in jou tekortkominge, die plekke waar ons tekort skiet, God steeds by ons is. En jou storie kan hoop bring vir iemand wat voel dat hulle ver van God is. Maar wanneer ons dit doen, is dit 'n lewende bewys dat niemand ver van sy genade is nie. So vandag wil ek jou vra, hoe het God se genade jou lewe verander? Watter dele van jou storie kan jy deel om ander te herinner aan sy krag en aan vergifnis? En is daar iemand wat vandag jou getuienis nodig het om hoop te vind? Familie, ons vra hierdie vrae nie net om vrae te vra nie. Ek wil regtig hê jy moet vandag stil word en introspeksie doen, want daar's iemand wat vandag jou storie moet hoor. Daar's iemand wat vandag jou getuienis moet hoor en vra die Heilige Gees om jou daai persoon te wys. Baie keer gaan dit onverwags wees, baie keer gaan dit voel jy wil dit nie doen nie, maar doen dit. Want onthou, jy is deur genade gered. God het sy genade aan jou openbaar en hy kan dieselfde doen vir iemand anders vandag. So moenie hinder om jou getuienis vandag te deel nie. Kom ons bid saam. Vader, u genade vanoggend is genoeg vir ons. U genade alleen is wat ons aan die gang hou. Dankie vir hierdie nuwe dag, hierdie nuwe oggend waar ons na u toe kan kom in die naam van Jesus en net kan vier hoe goed u in ons lewens is. Hoe kragtig u werk, hoe wonderlik u dade vir ons is. Dankie vir ons getuienisse, Heer. Dankie vir die stories van genade wat ons al gesien en ervaar het. Mag ons vandag nie hinder om daai stories te deel nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Familie, dankie dat jy vandag ingeskakel het. Deel hierdie boodskap vandag met iemand wat dit dalk moet hoor. Ek sien jou môre.